achterkomen en ons ontvangen, wat de Heer vanochtend voorspeld heeft. Ik hoor niet voor die afkondigings, zoals de kerk wordt toegekeerd. Vanochtend is het dank voor zondag. Ons liturg en prediker is theologisch student broeder Evian Corollis. Ons leraar is met naweek verlof. Maar in diezelfde avond ook zei, doen we niet bij jou welkom. Vanochtend in de Heer is. Ons zeggen de Heer dank dat hij ook voor iedere reisgenade geeft om weer vriendelijk op ons aan te sluiten. Dan in het geval van enige christen dat gedurende die dag zal ondervind, verzoek de kerk aan u alsjeblieft uw wijkskerkraad in verbinding te treden en die leraar van vandaag zal plannen, alsjeblieft. Activiteiten van die week is als volgt: maandagavond in de brigade om 6 uur officieren en kadetten vergaderen. En dan om 6:30 en het rest van alle ouders van de brigade sluit u dan bij de vergadering aan. Ik herhaal, 6 uur komt de kadetten officieren eerst bijeen van de vergadering en 6:30 komt de ouders dan bijeen. Dinsdagavond om 7 uur komt de koor bij elkaar en nieuwe leden is welkom om bij de koor aan te sluiten. Woensdagochtend is de gemeentebidsuur om 10 voormiddag. Woensdagavond gemeentebidsuur om 7 namiddag. Na afloop van de gemeentebidsuur zal daar een vergadering wees. Voor alle voornemende gevallen wordt aan verzoek om alsjeblieft eerst bij de wijkskerkraad aan te melden. Vrijdagavond om 6 namiddag komt de CYM bijeen. En vrijdagavond om 6 namiddag ook de lof en aanbidding. De gemeente zal voorbereiden wordt gevraagd voor ons kerkraadsvergadering, waar dan eerstkomende vrijdag 8 mei om 7 uur bij de kerk plaatsvindt. Ik 15 was een brief kennis, dat is verantwoordelijk voor de verversers. En om daar de reden vergaderen de volgende bedieningen. Als volgt: de financiële commissie vergadert dan dinsdagavond om 6 namiddag. De reddingscomité komt dan maandagavond om 7 namiddag bijeen. De gemeentelijke voorbeelden wordt ook gevraagd voor die leraarsbijeenkomst, waar dinsdag te Montekie zal plaatsvindt. De ouderlijke commissievergadering vindt dan plaats dinsdagavond om 7 namiddag. Woensdagavond om 6 namiddag. Voor die beheer zal die bediening voor verkondiging en aanbidding bijeenkomen. Dan moet de bouwkundigscommissie in het kennis nemen dat die vergadering zal verschuiven naar dinsdagavond om 6 namiddag. Gemeentebediening voorstel verzoekt dan afgevaardigdes van de CYM, ons brigade, ons lof en aanbidding en de zondagschool om alsjeblieft na afloop van de eredienst van gewijkheid achter te blijven. Die brigade houdt op 30 mei een potjekost gekopen. Die prijs beloopt onder de kaartje en is er dan 2 bakjes verschillende potjes dat ik krijg, als ook 2 koeldranken voor de prijs. En die dat iedere belangstellers kan die kaartjes verkrijgen bij de brigade officieren, als ook de oudleden van die brigade. En ja, dus met alle ouders die kennis dat ons zondagschool maandjes wordt verzoekt, omdat volgende week 9:30 reeds bij de kerk is. Die oudleden hebben dan vandaag weer een beetje zoet, wat hulle gaan verkoop hierbij was. En dat is cupcakes tegen 6 rand en koeksisters tegen 40 rand per zak. Zo moeten we niet afgaan naar die ergens ik kan bij toe een check sturen. Ons heeft vir iets idee. Zo komen ons sturen alsjeblieft ook. Hierdie fondsen gaan ook de water van ons plaatselijke brigade. Volgende week is zondag is dit ons moedersdagdienst. En dan die vrouwendienst komt dan morgen aan om 6 namiddag bijeen. Die volgende zieke voorbereidings worden gevraagd door A.J. Beekman bij 1. Stelenda Touwe bij 14. Ons dan dominee van Eck bij 2. Broer Zomerkier bij 2, wat steeds in die hospitaal is. Dan is ook dan voor die Heer alle dank gegeven broer Jeffrey Kloete, wat ook voor baie lang ziek was, maar hij is geboren thans in die kerk. Kom eens geven die Heer lof over voor u. Dan broers en zusters, ons het meeste die afgekondigd van die tragische ongeluk wat in ons dorp plaatsgevonden, waar 2 jong mensen de levens verloren het. En dus kon nog graag aan die volgende inlichting wakende of redenswakende hulle begrafenissen aan.
Soos die Lucille roudiens, is al inligting wat ons het, sal Woensdag aan om 7 uur te van Seilstraat 64 plaasvind. En dan die roudiens en begrafenis reëlings van die broer Redwood Jekus is as volg. Donderdag aand om 7 uur, hier by ons in die kerk, is die troostdiens. En dan Saterdagoggend om 9 voormiddag is die huisdiens van die Keisstraat en dan 10 uur is die begrafenisdiens hier by ons in die kerk. En dan wil ons ook baie graag waardeerbaar dat ons moet ophou om dan in gebed te gaan vir die jong mense wat tans in die hospitaal is, wat ook in die ongeluk is. So ons gaan ook vir die om steeds ook vir hulle te bid. Ons is dan die volgende belangrike afkondiging. Iemand nog voorbij ons huis in Hoofdstraat wel beweeg het, sal agterkom dat ons huis is leeg. So dit is beskikbaar vir lidmate wat graag ons plek nie wil leeg. En die kerk het dan die volgende het ons besluit. U moet skriftelik aansoek doen. En alle aansoeke moet by die studiewag ingedien word. Ongelukkig gaan ons geen elektroniese aansoeke gaan ons vat nie. So u moet dit per hand by my kom aflewer. In die briefie wil ons baie vrae hê, u moet net aandui of u getroud, ongetroud is, hoeveel afhanklikes u het en wat is die rede hoekom u aansoek doen. En die sluitingsdatum is dan Woensdag asseblief. So indien daar belangstelling is u welkom om aansoek te doen om ons op die pad te bewoon. Die blombeurt vir my sal by 3 wees en ons verjaarsdag gelukwens vir my sal ons brigade dogters wees. Broers en susters, dis dan ons afkondigings, ons by die Here se sien toe ons gemeente en al ons werksaamhede. Brigade dogters. Goeiemôre, susters. Goeie vanoggend. Ek het almal is baie ek van die Here dan weer. Dit was 'n lang naweek. Oggend gaan ons foto vind Habakuk hoofstuk 3. En dan vers 18 en 19 sê volgende. Dis hier ek verheug my in
God my redder. Die Here God is my krag. En hy maak my voete soos die van 'n ribbel. En op hoë plekke laat hy my veilig loop. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, die werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons staan en sing ons saam van Gesang 22, jy aarde, jy het ons. Maar je kan nou soos afloop van een scheen tot die voet. Als je niet komt, dan is het maar net hoe je bij worden gaat. Thank you.
Dankie Here dat ons Here hierdie week Here kon uitgaan Here om te arbeid. Here hierdie maand Here om 'n salaris Here kon verdien. Vader Here, môre Here, ons is dankbaar Here en ons is bly vir 'n geleentheid Here om Here vir U Here te kan ontvang. Vader Here, die gebed van ons hart vanmôre is Here dat U Here hierdie offers Here vir ons vanmôre sal seën. Here, ons is dit vry Here, nie verdienste Here, maar in enkele genade. Dankie Jesus. Amen. Dankie Jesus. Amen. Ondertussen wanneer ons kom by die diens van bemoediging, dan is het amper asof dat ons sê word, kom ons gaan kyk wat ons te doen het die afgelope week. Ek is lief om die boodskapvertaling van die Bybel te lees, omdat ons praat in 'n taal wat ons verstaan en het amper so direk aanspreek, wat bring na ons direkte lewe en omgewing. Die skrifleerders vra by Jesus wat ons doen om die ewige lewe te bekom en vra met 'n klomp strikvrae. En deur Jesus om nie laat vaskrek deur die vrae wat gevra word. En hy sê jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy is en wat jy het. En niks in jou lewe mag jou so belangrik soos God wees. Hierdie opdrag staan bo aan die lys. Maar daar is ander tweede opdrag wat langs die eerste een op die lys staan. Jy moet ander mense so lief hê asof hulle jy is. Hierdie opdrag is vir die pilare waarop alles wat ons in die Bybel lees. Die gedeelte wat sê dat jy ander mense so lief het asof hulle jy is. Laat my baie keer dink hoe lief het ons om ander mense so lief te hê, soos wat ons onsself lief het. Amper soos God die ons sê, liefde wat ons aan ander mense bewys, is 'n bewys van die liefde wat jy vir jouself het. Ons is geleer dat wanneer jy nie vir jouself respek het, dan kan jy nie vir ander mense respek het. Amper as ons geleer was uit die wet van die Here. En ons is bewus, ek myself, ons is in die week ons gesondig teenoor God, die wat van ons woorde, ons dade en ons denke, ons ander mense behandel het, ons ander mense gedink het, maar ook oor ander situaties in ons lewe oor gedink het. En daarom sê God ons op in die geleentheid om onsself gewoonte om ons woede met saam te sing van Nuwe van 60 in die eerste gedeelte wat sê dat ons diep voor God nie verhoog ontstaan in sy volslae onvermoë. En hoe sal ons ooit ons saak kan besleg? Want ons open skuldig voor ons pleit, voor ons open God te versoening deur die Heilige Gees. Kom ons staan. We
genade uit die woord van God. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons juist daarin dat Christus ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En verder sê in Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtighede. Ek gaan die vraag net persoon naast aan u de hand te gryp en om te sê, goed jou met liefde van die Here ontvang, dan ook van my liefde. Gemeente in Christus Jesus is daar vergifnis. Daar is genade met God en 'n nuwe lewe vir elkeen wat in geloof na hom toe kom. Daarom ontvang ons die vrede van die Here en ons leef as nuwe mense wat deur sy genade vernuwe is. Amen. Geliefdes, saam met die kerk vir die eeuwe, saam met God bely ons dan vanoggend as 'n gemeente ons geloof weer te sê. Ek glo in God die Vader, ja, nagtig is die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus die enige gebore Seun, ons Here, wat het Vader is van Heilige Gees, gebore in die Maagd Maria, wat geleefd met Pontius Pilatus, gekruisig en gestorwe en begrawe is, en ewig lewe, wat die Here dat hy opgestaan in die dode, opgevaar in die hemel, die sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, en hy is van ons voorbeeld, die wat lewe en Christus gesê. Ek glo in die Gees, ek glo in die Vader en Christus Here, die gemeenskap van heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die Gees, en 'n ewige lewe. Amen. Liefdes, ons gaan ons gereed maak vir die woord van die Here. Vanoggend sit ek nou eintlik in 'n baie ernstige posisie vir ons, want die dominee is ons nog my mentor. En die studente kapelaan wat ons so 'n tydjie gesien, en hy sê die dominee moet nou verslag gee oor wat ek nou vanoggend aan preek. So as jy nou voor 'n paar weke sien, as dan nie teologiese studente word, dan is dit nou ek het ons te taak. Maar ek glo die Here se trou. Hy is daar. Ons maak nie so ondoen nie om dit ons kan doen. Goeiemôre, kom ons sê dit. Almagtige God, Hemelse Vader, baie dankie vir die goeie voorreg hier vanoggend. Om as gesonde Here ons kan hê deur genade. Here baie dankie vir ons Here vir my sondes en die Here. Here het vanoggend vir ons 'n voorreg. Here te midde van ons hartseer, Here ons tekortkominge, soos vanoggend by ons lewe, vanoggend Here ek kom aan. Kom gee nou vir ons Here geopende ore en van die kaarte. Here waar ons die woord gaan luister, Here die verkondiging daarna, want ons daarna Here kom wees mense wat daar gaan wees van die woord. Want U nou Here ons en dan het die seën volgens die Here gaan speel verby. Ons erg baie dankie. Liefdes, ons skriflesing van vanoggend 4 en ek gaan lees vers 17 tot 24. Ek lees die daarvan. Opstuur vir my is die ou en die nuwe lewe. In die naam van die Here het ek ernstige beroep op julle. Moenie langer so rydende lewe nie, hulle gedagtes bly tot julle. Hulle verstand is verduister en hulle geen deel aan die lewe wat God skenk. Met hulle afnekkig en hulle onkunde volhard. Hulle is heeltemal afgestom geraak en hulle met 'n onverstaanbare rang aan ophandigheid oorgegee om al wat feit is te doen. Maar dit is hoe julle Christus leer ken.
Julle het toch van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderdanig, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Net vers 22 tot 24, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as mense wat lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van ons harte vanoggend vir U aanneemlik gevind word. Ons Here, verlosser en ons Vader. Amen. Woensdag kan jy mense op in hierdie teks lees dan ons kan doen navorsing daaroor dat word dan gepraat dat hierdie teks word geskryf as 'n evangeliese teks om mense wat afgedwaal het weer terug te bring na God. Hierdie teks word gebruik om te spreek in plekke waar mense leef soos die wêreld leef. En daarom op ons tema, God roep ons om nie soos die wêreld te leef nie, maar as nuwe mense in Christus. Weet jy wanneer ons leef in 'n tyd waar veranderinge oral sigbaar. Die tegnologie verander. Jy op ons gees. Sit jou foon staan af, voor die opstaan en gaan. De software update van jouself, wat gaan verander jou foon. Mense verander van werk. Om baie keer ook op ander plekke van bly om aan te pas. Die mode verander. Kan ook verander vraag. Ja, te dag is dat niet wat die mense. Iemand het nou weer dat verwijs op TikTok. Dus jy nog gaan na modeparade, dat die mense dra tafels en stoele en goede drade rond as kledingstukke. Selfs die waardes van mense verander op vinnig. Wat 10 jaar verkeerd was, word vandag aanvaar en word ons self aangemoedig. Ek het so baie spreek aangeleer en gesê dat ek noem dit die socially accepted, but the godly rejected. Maar te midde van al hierdie verandering wat hier vanoggend vir ons as mens 'n dieper vraag. Hoe het jou het dit ook begin te verander? Want dit is moontlik vir ons op uiterlik godsdienstig te lyk, maar anders is ons nog steeds dieselfde tipe mens wat ons was. Ons kan kerk toe kom, ons kan die Bybel lees, ons kan self in die kerk werksaam is, maar nog steeds leef soos iemand wat nie werklik Christus op die God verandering is. En dit is waarom Paulus so ernstig praat in hierdie gedeelte en sê, julle moet nie langer leef soos die heidene. Die Paulus praat hier van 'n lewe sonder God. 'n Lewe waar die wêreld se waardes belangriker geword het as God se wil. En as ons nog eerlik met mekaar, dan sien ons dit vandag ook oral rondom. Ons leef in 'n wêreld waar mense maklik kan sê, doe net wat jou gelukkig, maar nie baie ander mense. Volg jou hart, volg wat vir jou belangrik is. Niemand mag vir jou sê wat weg of verkeerd is.
Maar die probleem is dat die menslike hart, wanneer het sonder God is, kan het net makkelijk afdwaal. Ons kan het sien in verhouding tussen mense. Vandaag word trouw en vertrouwheid makkelijk op styf geskei wat hulle kom by verhouding tussen mense. Mense gebruik mekaar, kyk wat as die persoon net kan kry en dan beweeg hulle, die beweeg aan. Liefde word dikwels selfsugtig in plaas van offer. Liefde teenoor mense en ook teenoor ander, teenoor God. Ons sien baie keer op sosiale media dat mense bou 'n beeld van geluk. Hulle wys die goeie kant van hulle lewe, maar innerlik is daar leeg, depressie waarin mense vasgevall word. Daar is die druk in die wêreld om perfek te lyk, perfek te wees, om altyd meer te beleef wat ander mense het, en ook om altyd raak gesien te word. Ons sien dit vandag in ons skole, ons sien dit in gemeenskappe, maar ook in die respek vir ouer mense, respek vir ons ouers, vir onderwysers, en gesag in ons skole en ons gemeenskappe verdwyn al meer. Want die wat onder jou is, het meer mag as jy, meer rechte as jy. Mense kan jou sê, mag, net soos jy wil. So gesag begin al meer verdwyn. Jong mense word in die wêreld geleer dat sukses is meer belangriker as ons karakter. Ons sien dit ook in ons land, dat korrupsie en geweld, dwelms en misdaad word gesien as normaal. Die mense begin dink en voel, dit is maar hoe die wêreld lyk, dit is hoe die wêreld werk. Maar Paulus sê, dit is nie hoe julle Christus leef ken nie. Gemeente, ek wil vanoggend vir julle sê dat die evangelie op die Bybel is nie bedoel om ons hemel toe te leef. Dit is bedoel om ons lewens nou al reeds hier op aarde te verander. Ons kan nie wag om eendag in die hemel in te kom, wanneer ons dit nie vir ander mense kan doen, om nou verander te word. God wil ons steeds vandag om te verander. Wanneer Christus in die mense lewe inkom, begin hy ons denke, begin hy verander. Paulus sê mense sonder God leef in sinloosheid van hulle denke. Met ander woorde, hulle dink, hulle weet alles, maar sonder God verloor die lewe sy ware betekenis. Ons leef in 'n wêreld en meer kennis as ooit tevore. As dit hier daar is, die vraag en die vir jou ouers van vra nie, die tyd net en naby, ek sê kritiek of en weet daar kom alles uit. Maar toch, hierdie vraag en kennis van die wêreld het, bring meer verwarring in mense se lewens. Mense weet hoe om hulle selfone of hulle slimfone beter te gebruik, maar weet nie om vrede te vind rondom mense. Mense kan maklik met iemand gesels aan die ander kant van die wêreld, maar het sukkel om met eie families binne 'n huishouding te kommunikeer. Mense het toegang tot alles op die internet, maar steeds voel hulle binne nog steeds leeg. Waarom? Omdat geen tegnologie kan ooit die plek van God in ons lewe inneem. Paulus sê die mens sonder God is bevreemd van die lewe van God. Dit beteken die mens raak geestelik leeg. Die sonde begin stadig die hart van die mens hard te maak. Die eerste keer voel sonde verkeerd. En ons dink iets, en ek dink hier is verkeerd, en morgen dink ons het weer, wanneer een mens iets gedink het, dan sê een mens iets, wanneer jy iets gesê het, dan doen jy dit, en as niemand praat daarvan, en raak het normaal. Het raak makkelijker,
En later begin die mens die sonde te wil verdedig. Dit gebeur vandag baie met ons. Die eerste leen pla jou gewete, later word leen normaal. Voor die eerste, as ek nou vinnig voorbeeld kan maak, die eerste drank en dwelm probleem of gebrek met klein, maar later beheer dit mense lewe. Die eerste bitter gevoel word die regverdigheid, maar later verander dit die hele persoonlikheid. So jy begin later op bitter mense te word. Die sonde beloof vir ons vrede, maar dit bring op die einde van die dag eintlik vir ons slavernij. En dit is waarom Paulus vir ons sê, ons moet die ou mens moet ons afleer. Die ou mens is die lewe sonder Christus. Die lewe was sonde regeer. Maar baie mense probeer vandag nog steeds tweede wêreld of twee lewens begin te lei. Hulle wil Christus volg, maar hulle wil ook soos die wêreld lei. En soos die wêreld leef. Ek antwoord, God kan my stuur in die wêreld in, maar hy kan nie vir my maak soos die wêreld. Die kerk kan nie leid in die wêreld nie, want die wêreld na ons toe. Sondag aanbid hierdie mense, aanbid hulle God, maar ander leef hulle maar presies soos die ander mense leef. Hulle praat van Jesus, maar hulle woorde breek ander mense ook baie keer af. Hulle sê hulle glo, maar daar is geen verskil in hulle lewe en die lewe van die wêreld nie. En dit is waarvan Paulus in die teks praat. Trek die ou mens uit. Die geestelike lewe vra nie net klein verandering in die mens se lewe nie. Dit vra van ons 'n nuwe identiteit. Dus altyd sê Jakob raak Jacob. Pieter raak met Pieter. En jy kry 'n nuwe identiteit in Christus. Wanneer Christus werk in die middelpunt van ons lewe begin te word, begin die mense prioriteite begin te verander. Jou denke begin te verander. Jou woorde begin te verander. Maar meer belangrik, jou gedrag begin te verander. Paulus sê ons moet nie word in die gees van ons denke. Dit beteken God verander hoe ons dink. Die wêreld sê leef vir jouself en dan sê God dien ander mense. Die wêreld sê neem wraak, maar dan sê God vanoggend vir ons vergewe. Die wêreld kan maklik vir ons sê dat meer geld kan ons gelukkig maak, maar dan sê God vir ons soek eers die koninkryk van God. Die wêreld sê jy moet altyd eerste wees, maar dan sê God, wie goed wil wees in hierdie wêreld, moet diensbaar vir God wees. Die mense ware Christendom is nie net ons emosies nie. Dit is 'n nuwe manier van lewe. Dit raak vanoggend toe jy praat met jou man, toe jy praat met jou vrou. Dit raak vanoggend toe jy jou kinders grootmaak. Dit raak hoe die mense behandel by jou werk. Maar dit raak ook hoe jy optree wanneer niemand vir jou kyk of rondom is. Die nuwe mens leef anders omdat hy aan Christus behoort. Paulus sê die nuwe mens is na die beeld van God geskape. Nou hierin lê vanoggend vir ons iets baie diep teologie wat Christus van God herstel wat die sonde gebreek is. Die beeld van God in die mens word vernuwe. Dit beteken die Heilige Gees werk elke dag in ons om ons meer soos Christus te maak. En hierdie is nie 'n proses wat oornag gebeur het. Dit kom groei elke dag.
in ons lewe. Die probleem wat ons vandag het, wat baie keer ons oplossing is dat mense soek kitsverandering. Kits sukses en later ook kits geloof. Maar geestelike groei neem vanoggend aan my en jou, dit neem tyd. Ons moet eers, as jy kyk na 'n babie groot word, moet hy eers kry, val, vat, en dit is ook om geestelik te lewe. Moet kry en val en opstaan en die ander lewe, tot ons naderhand kan loop, sonder onafhanklik van ander mense te wees. Maar ek sê nie dat met God dat ons onafhanklik van ander mense. Want God stuur ons weer om te dien. Soos 'n boom stadig begin te groei, so vorm God ook sy kinders ook tyd. Soms vat God ons deur swaar kry. Soms deur teleurstelling. Soms deur gebed. En in die gebed neem God ons deur 'n wagtyd en 'n wagperiode. Maar alles deur God aan ons agter. Miskien voel iemand vanoggend die eerdiens moedeloos, omdat jy steeds met sekere sonde worstel. Jy bid, maar jy val weer weg. Jy sê, Here, neem dit weg, môre doen jy dit maar weer. Maar die goeie nuus is dat God hierdie teks, hier begin by wat ons doen. Hy begin hierdie teks by Christus. Paulus sê, julle het Christus leergegee. Dit oor ons sê dat verandering begin by Jesus. Aan die kruis het Christus die straf van die ou mense uitgedra. Hy het die sonde oorwin, maar hy ook die mag aan die dood het God gebreek. En hier is die opstanding, en ons 'n paar weke gelede vier het, gee God aan my en jou 'n nuwe lewe. Dit beteken dat iemand was te stikken vir God. Ek het op 'n tyd 'n boek gelees wat sê God spesialiseer in herstelwerk. Dit beteken niemand was te stikken vir hom. Niemand stuur hy weg. Dit sê vanoggend aan dat God kan die alkoholist kan verander. Hy kan die bitter hart van mense kan God genees. Hy kan die gewonde mens weer herstel. Hy kan die jong mens wat verdwaal en afgedwaal het, kan hy weer terugkeer na God. Die huwelik dat gebreek het, kan deur God aangeraak en weer herstel word. Want Christus maak mense nuut. Gemeente, die kerk kyk vandag aan. Vandag kyk die wêreld aan die kerk. En ek kyk nie net na ons eredienste nie. Maar die mens, die wêreld, kyk vanoggend na ons lewens. Wanneer mense na ons kyk en ons vanoggend onsself vra, sien hulle iets van Christus. Sien hulle iets van Christus se liefde. Sien hulle die waarheid van Christus wat weer ons leef. Sien hulle die nederigheid, maar sien hulle ook God se genade. Of lyk ons vanoggend maar presies soos die wêreld. Hier roep ons vandag die ou mens af te lê. En die nuwe mens wat God aan ons dan weer gegee het, om daardie mens aan te kry. Maar ons het Christene 'n naam wees, maar mense wie se lewe wys dat Jesus leef. Mag God ons harte vanoggend vernuwe. Mag hy ons denke oor ons self en ons omgewing verander. Maar mag hy ons alweer vorm na sy beeld om so te wees. Amen.
Here, God en hemelse Vader. Dankie vir die woord wat vanoggend weer tot ons harte geskryf het. En dankie dat U ons herinner dat ons nie meer in die wêreld hoef te leef nie, maar dat ons in Christus nuwe mense kan wees. Here, ons erken vandag dat ons dikwels nog vasklou in onmens. Ons raak soms nog bitter, trots, woede, jaloesie en baie ontsonde in ons harte. Ons denke word maklik deur die wêreld beïnvloed. En baie keer leef ons nie soos mense wat aan Christus behoort nie. Vader, vergewe ons en was ons vanoggend skoon deur die bloed van Jesus Christus. Vernuwe ons harte deur die Heilige Gees en breek vanoggend af wat nie van U is nie en bou in ons die beeld van Christus. Leer ons om ons ander te leef. Waar die hart is vanoggend Here gee aan ons liefde. Waar die verdeeldheid is, bring vanoggend versoening. Waar die moedeloosheid is, gee vanoggend weer vir ons hoop. Maar waar daar sonde is, Here, bid ons vanoggend, bring bekeer na U toe. Ons bid vir ons gemeente, ons bid ook vir ons kerk in geheel in Suid-Afrika. Maak ons 'n kerk wat nie met die mond bely nie, maar met ons lewens getuig dat Jesus Christus Here is. Ons bid vir ons gemeenskappe, Here. Ons ver U oor ons mense wat daagliks swaar kry onder geweld, onder dwelm, onder ons bly armoede, maar ook vanoggend Here bid ons vir gebroke families. Raak die harte van ons jong mense in ons dorp en besonder van die Here. Bewaar hulle teen verkeerde paaie en trek hulle nader na U. Ons bid vir elke persoon wat vandag moedeloos of geestelik moeg is. Herinner hulle dat daar is Christus wat hulle lewe wil kom nuut maak en verander. Gee krag vir die wat worstel, vrede vir die wat bang is en hoop vir die wat voel hulle het niks meer oor nie. Here Jesus, jaag ons op elke dag die ou mens af te lê en die nuwe mens weer aan te kry. Laat mense iets van U sien in die manier waarop ons praat, in die manier waarop ons leef, maar besonder Here in die manier hoe ons liefhet. Ons Vader, vanoggend die Here wat ons het gedien, maar alleen in U genade wat ons elke dag so nodig het. En ons bid en vra dit in U naam. En met baie dankie. Amen. Gemeente, kom ons tyd op en ons keer dit af, met saam te sing. Bly geseker, Jesus is myn voorsmaak van glorie, heerlik en rein. Ons is oggend los van ons sonde en eens dier gekoop. En as ons skuld nou, salig geword. Jy gaan oggend het waag vir die predikant gevra om die seën uit te spreek, want die mense wil nie hê ek moet dit nie, want hulle volgende nie weer kom. Los van die sonde
verlede nie. Ek het gekom met die 25ste anniversary koek. Skriba en Sister Marlene, Skriba was wel lekker ook net namens die gemeente. Jy en Sister Marlene sê baie besonder se bylpa. Maar die Here ook julle seën vir die volgende 25 jaar. Dit is om ons ontvang die seën van die Here en ons gaan dan as nuwe mense in sy vrede. Here, ons God, ons dankie vir u woord en die teenwoordigheid hier in die erediens. Gaan met ons in die nuwe week in. Gee ons krag om as nuwe mense in Christus te leef. Bewaar ons teen sonde en boosheid en vul ons harte met die vrede en die liefde. Liewe gemeente, die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en aan u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen. Die belofte van die Here is getrou.